nommer 25 is, as die Sabbat dan heilig is, waarom het ons dit na 'n Sondag toe geskuif? Hoor net wat sê Markus 2 vers 27 en 28. Dit is Jesus het ook vir hulle gesê, die Sabbat is gemaak vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie. Daarom is die seun van die mens Here ook van die Sabbat. Kom ons sê sommer van die staanspoor af dat die Sabbat is nooit na 'n Sondag toe geskuif nie. Mens kan nie die twee met mekaar vermeng nie. Die Sabbat en die Sondag, die eerste dag van die week, het heeltemal twee verskillende betekenisse. Ek dink die gedagte dat die Sabbat na die Sondag toe geskuif is iets wat in die Afrikaanse volksmond ontstaan het, veral met die aflê van die gelofte, die 16de Desember se gelofte dag, wat sê dat ons dit soos 'n Sabbat sal vier. So kom ek verduidelik, wat is die verskil tussen Sabbat en Sondag? Eerstens die Sabbat in die Ou Testament. Die Sabbat is in die Ou Testament as 'n teken vir Israel gegee van die verbond tussen God en sy volk. En nommer 2, die Sabbat het gedien as 'n teken van God se rus, en net soos wat God op die 7de dag gerus het, is die volk aangemoedig om te rus. Die Sabbat in die Ou Testament was deel van die Joodse vieringe, net soos die feeste in die Ou Testament gevier is, en daarom is dit deel van die Joodse gebruike in die Ou Testament. Tweedens, die oorgang na die nuwe verbond toe. Die ou verbond wat God vir die volk gegee het in die Ou Testament kan nie net so oorgedra word na die nuwe verbond toe wat God met ons as kinders van die Here gemaak het nie. Ons praat van kontinuïteit en diskontinuïteit. Daar's 'n hele klomp van die wette en ooreenkomste wat God in die Ou Testament gemaak het, wat continuous is in die Nuwe Testament, byvoorbeeld die morele wette, maar daar is ook 'n groot mate van diskontinuïteit. Met ander woorde, 'n hele klomp van die wette en reëls wat God in die Ou Testament gemaak het, wat nie so van toepassing is in die Nuwe Testament nie. Byvoorbeeld, die seremoniële wette van die Ou Testament, van wat se klere jy dra, van wat se feeste wat jy moet vier, as ook die Sabbat. Daarom sê Jesus in Markus 2 wat ons gelees het, dat die Sabbat is vir die mens gemaak, en dat Jesus self is Here van die Sabbat. Met ander woorde, Jesus en die mens is groter as die Sabbat. As ons die Sabbat 'n wet maak, dan is dit die spreekwoordelike stert wat die hond rondswaai. En dit was nooit God se bedoeling nie. Die Sabbat is vir die mens gemaak as 'n geleentheid om te rus. In die derde plek, die hele konsep van die eerste dag van die week, naamlik die Sondag. Die vroeë kerk, die Christene, het die eerste dag van die week gevier, omdat dit die dag was waarop Jesus uit die doodheid opgestaan het. Ek het vroeër in 'n vraag oor die feeste ook verwys na Kolossense 2, wat sê dat dit nie meer gaan oor feeste of oor die Sabbat nie, en dat Jesus 'n vervulling was van die Ou Testamentiese beloftes en profesieë. So kom ek maak die gevolgtrekking. Die Sondag, die eerste dag van die week, het nie die Sabbat vervang nie. Dis twee heeltemal verskillende konsepte. Die Sabbat is van toepassing vir die Ou Testament, dit is van toepassing op die Jode, op die volk van God. Ons as Christene vier die eerste dag van die week, die Sondag, om die opstanding van Jesus Christus te herdenk. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat Jesus uit die doodheid opgestaan het, en dat dit nie meer vir ons gaan om een dag wat groter is as die ander dag, een dag wat belangriker is as 'n ander dag nie. Here Jesus, U is die vervulling van die wet.
En daarom dank ek U vir die nuwe lewe wat U vir ons gegee het. Dankie dat die graf leeg is. Dankie dat Jesus opgestaan het. Dankie dat ons nuwe lewe saam met U kan vier. Amen.